Goeiedag vriende, die Here Jesus Christus het opgestaan. Dit is die beste nuus wat ons met mekaar kan deel en met die hele wêreld kan deel vandag. Natuurlik is ons so dankbaar dat die Here Jesus Christus hierdie lydenspad gestap het en aan die kruis gesterf het vir my en vir jou, en dat ons sondes weggewas is. Maar saam met dit, so bly en dankbaar dat hy die dood oorwin het, dat hy lewe vandag, en dat ons die voorreg het om 'n verhouding te hê met 'n lewende Here. Ek lees vir ons uit Johannes 20 vers 1 tot 18 die verhaal van wat gebeur het daardie oggend toe Jesus uit die dood uit opgestaan het. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe gekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Daarom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipel weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disipels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. 'n wonderlike teks wat vir ons herinner dat Jesus Christus waarlik leef, uit die dood uit opgestaan het, dat die graf leeg is, dat die doeke mooi opgevou is en dit 'n bewys is dat dit waarlik gebeur het en dat Jesus dan deur Maria as eerste getuie aan die wêreld verkondig dat hy waarlik leef. Mag hierdie opstanding van Jesus Christus hierdie jaar vir jou opnuut beteken wat dit vir jou in jou lewe hierdie jaar moet beteken. Mag jy deur hierdie gebeure van die hele lydenstyd en die groot lydensweek vandag net opnuut jouself weer toewy aan die Here, en jou verhouding aan ons lewende Here. Mag hierdie opstanding Sondag vir jou 'n vreugdesdag wees, waar jy net weer besef, die Here Jesus Christus het dit alles net vir jou gedoen.